Ons tema, wat die duiwel doen die duiwel? Ons gaan lees daar uit 1 Petrus hoofstuk 5, hier vanaf vers 5. Petrus skryf en sê, en julle wat jonger is, moet aan ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Tot sover. Julle sal nie glo nie, maar daar is selfs hoog aangeskrewe teoloë wat sê die duiwel bestaan nie. En hulle probeer nogal die kerk oortuig daarvan dat die duiwel bestaan. So is die vraag, bestaan die duiwel regtig? Is hy 'n werklikheid soos wat God 'n werklikheid is? Of is die duiwel maar net 'n goggemaak vir baba bang versinsel waarmee mense afgedryf kan word met vrees vir die hel? Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vir een enkele oomblik sou dink dat die duiwel nie werklik bestaan nie, of as jy vir een oomblik die duiwel lig sou skat, sal jy vandag 'n toets stop. En dit sal so die duiwel se kraal pas, as jy dink hy bestaan nie, en as jy dink dat, al hierdie storieetjies oor die duiwel, moet jy nou 'n duiwel agter elke bos gaan soek nie, want dan sien jy hom nie kom nie. Dan kan hy voortgaan met sy verwoestende werk en jou onverhoeds vang. So, daarom skryf Petrus sê, wees nugter, wees wakker. Watch out. Want die duiwel bestaan. So ons gaan vanoggend vra, wie is die duiwel? Wie duiwel is die duiwel? Die Bybel praat baie oor die duiwel. En hy het baie name in die Bybel. En die name wat die Bybel hom noem, sê vir ons iets oor wie en wat hy is. Byvoorbeeld, die duiwel is 'n bedrieër, 2 Korintiërs 11 vers 3. Hy is 'n vyand, 1 Petrus 5 vers 8. Hy is 'n leuenaar, Johannes 8 vers 44. Hy is 'n kwaadprater en lasteraar, Openbaring 13 vers 6. Hy is 'n verleier, Matteus 4 vers 3. Hy is 'n dief wat kom om te vernietig, Johannes 10 vers 10. Hy is 'n moordenaar, Johannes 8 vers 44. Hy is die bose, Johannes 2 vers 13 tot 14. Hy is die owerste van hierdie wêreld, Johannes 12 vers 31. Hy is die God van hierdie wêreld, 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy is 'n aanklaer, Sagaria 3 vers 1. Al hierdie name kan julle hoor waarmee die Satan eintlik besig is. Bedrieër, vyand, leuenaar, kwaadprater, verleier, dief, moordenaar, bose, owerste, aanklaer. En Openbaring 12 vers 9 word daar in een sinnetjie sommer die hele naam aan mekaar geheg as hy sê, die groot draak, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan. Dis wie hy is. En Jesus het eerstehands ervaring gehad van die Satan en die bose magte. Julle onthou daar in Matteus 4 vers 1, lees ons toe, is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. So Jesus het hands-on met die duiwel te doen gehad. En in die evangelies word daar nie minder as 8 gevalle opgeteken waar Jesus die bose geeste uit die mense gedryf het nie. Die bekendste daarvan is seker nie die besetene van Gadara, wat 'n legio bose geeste in hom gehad het, en wat Jesus uitgedryf het en in die varke laat gaan het, wat daar oor die afgrond gestort het. En weet julle wat? Die bose geeste het vir Jesus by die naam geken. Ons lees daarvan in Markus 3 vers 11. Hulle het presies geweet wie Jesus is, en daarom was hulle so bevrees wanneer hulle met Jesus te doen gehad het. En ook Petrus
het eers aan sy kennis gehad van die Satan en daarom kon hy so skryf oor die Satan. Julle onthou daardie gedeelte in Matteus hoofstuk 16 vers 23 waar Jesus vir hulle op die oud sê, my tyd is gekom dat ek oorgelewer gaan word en dat ek gekruisig gaan word, dat ek aan die kruis gaan sterf. En dan kom Petrus en hy sê, Here, ons gaan dit nie toelaat vir geen oomblik nie. Dan lees ons vers 23, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is in my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Hy berus vir Petrus en sê, Petrus, wat jy nou sê, is nie jy, wat is die Satan is besig om vir jou goeders in die oor te fluister wat jy eintlik nie moet sê nie. En daarom skryf Petrus in 1 Petrus 5, die vers 8, hy sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan teen. Het julle 'n prentjie van wie wat die duiwel is? Ja, ons het hier 'n prentjie van die horingkies en die stert en die vark, né? Maar watch out vir hom. En wat doen die duiwel is die tweede punt. Kyk, wat doen die duiwel? Hy is jou vyand en hy wil jou vernietig. Daarom sê Johannes 10 vers 10, die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. En 1 Petrus 5 sê, julle het 'n gevaarlike vyand, die duiwel. Hy loop rond soos 'n hongerleeu wat iemand soek om te verskeur. En ek wil hê jy moet vandag besef dat die duiwel het net een agenda. En dit is om my en jou lewe te verwoes. Hy is nie jou maatjie nie. Hy is nie daar pelly om die lewe vir jou lekker te maak nie. Hy het net een doel en dis om jou lewe te verwoes. Hy teiken jou, jy's in sy vizier omdat ek en jy uitverkorenes is. Omdat ons Christene is. Hy mors nie sy tyd met sondaars nie. Hy teiken ons as gelowiges. En jy moet weet, hy monitor vir my en jou elke dag van ons lewe. Van die dag van ons geboorte af. Watch hy ons. Wag hy vir die regte oomblik om toe te slaan. Want hy bestudeer ons. Kyk waar is ons kwesbaar. Kyk waar is ons swakpunte. Waar hy kan toeslaan. En daarom sê Petrus weer eens. Hy sê, wees nugter, wees wakker. Hier's 'n leeu op jou spoor. En sy een doel is om jou te vernietig. So die derde punt is, hoe doen die duiwel dit? Nou ja, een ding van die duiwel, hy weet wat werk. Hy het dit beproef deur al die eeue. En weet julle wat? Dieselfde taktiek werk nog steeds. So, hoe doen die duiwel sy vernietigende werk? Hy verlei en mislei. Hy wil graag hê dat jy moet dink, hy is aan jou kant. Hy wil graag hê dat jy moet dink, jy is beter daaraan toe, as jy eerder na hom luister as na God. Hy wil hê jy moet dink dat jy die lewe meer sal kan geniet, dat jy bevry sal wees van 'n klomp onnodige beperkende reëls, as jy eerder na hom luister. Die duiwel kom en hy fluister in jou oor en hy sê, ek is aan jou kant, jy kan my vertrou, ag ek byt nie. Die oeroue taktiek van Genesis 3 vanaf vers 1 tot 5. Hulle ken die gedeelte, die slang was listiger as al die diere wat die Here God gemaak het. Is dit regtig so, vra hy van die vrou, het God regtig gesê, julle mag niks van die vrugte in die tuin eet nie? Natuurlik mag ons van die vrugte eet, sê die vrou. Dis net van die vrugte van die bome in die middel van die tuin wat ons nie mag eet, of selfs aanraak neem, anders sal ons sterf. Julle sal nie sterf nie, sê die slang. God weet dat julle oë sal oopgaan wanneer julle daarvan eet. Julle sal dan net soos God wees en weet wat goed en kwaad is. Hoor julle hierdie taktiek van misleiding, verdagmakery, die waarheid verdraai. En ons eet dit soos soetkoekkop, nee, soos appelsop. Nee, soos soetkoekkop, eet ons dit op. Die Satan
gebruik al die taktieke nog steeds. En sy primêre taktiek is verdag maak. Hy verdraai die waarheid en daardeur saai 'n saadjie van twyfel oor jou eie menswees, maar ook mense rondom jou. Het jy gehoor? Is dit regtig so? Kan dit so wees? Want wat ek gehoor het, is 'n bietjie iets anderster. En so verdraai hy dit. Hy kom met hierdie blaatante leuns wat hy sweeping statements maak, sonder enige bewyse dat dit die waarheid is, maar dit klink so oortuigend as hy hierdie sweeping statements maak oor mense en hulle dinge, en dan gebruik hy baie keer die woord van altyd en nooit, asof dit 'n patroon is. Hy vernietig verhoudinge tussen gelowiges en God. Hy vernietig verhoudinge in die kerk, tussen gesinne in die huwelik. En hy doen dit deur verdeeldheid te skep. Hy doen dit deur woede uitbarstings, deur kwaad praat, grappies wat eintlik 'n steekie in het om die ander een te verneder, selfsug, I, myself and me, magswetheid. As jy hierdie goed bymekaar sit in verhoudinge en wonder, hoekom verbrokkel verhoudinge, gaan kyk maar wat is die gemeene deler. Die meeste van die tyd is dit selfsug. Ek wil die baas wees. Ek wil in beheer wees oor my vrou, oor my kinders, oor my man, oor my kollegas, oor vriende, you name it. Daardie selfsug. Hy vernietig 'n mens wees, omdat hy jou baie keer so minderwaardig laat voel. Hy wil kom en hy fluister in jou oor en sê, weet jy wat het jy al in die lewe bereik? Watter mense kyk op na jou? Jy's eintlik 'n mislukking, want wat kan jy wys wat jy in die lewe gedoen het? Jy sal nooit in elk geval jou volle potensiaal kan bereik nie, want jy het nie potensiaal nie. Jy's eintlik net dom. Gee dit op. En baie keer glo mense hierdie leuen van die Satan. Val in depressie. Voel net om op te gee. Of hy kom en fluister in jou oor en sê, weet jy wat, jy is soveel beter as die ander mense. Hulle moet dit net raak sien en hy kweek hierdie hoogmoed om en hierdie selftrots wat verkeerd na vore kom, omdat jy hierdie soort van entitlement het, want jy dink, alles kom my toe en almal moet net spring as ek in die omtrek is. Maar een van sy kragtige wapens is ook vrees. Kyk, vrees kom nie net in terme van, ons het 'n prentjie van die duiwel gesien, hy lyk baie skrikwekkend nie. Nee, hy kom met vrees wat hy in jou verstand begin vestig, oor dinge wat moontlik kan gebeur en hoe verskriklik hierdie ding kan wees en dat jy niks daarin kan doen nie, dat jy eintlik magteloos is en daar's niks of niemand wat jou ooit gaan help nie, en hy maak dat hierdie vrees soos golwe oor jou slaan en jou totaal oorweldig, en op die ouende voel jy selfs God kan my nie help in hierdie situasie nie, en dan kry jy so lekker, want as hy jou eers plat geveet op die aarde met vrees, dat hy jou presies waar jy wil hê, want dan is jy kwesbaar. Versoeking en verslawing. Dit begin altyd so onskuldig. Gewoonlik nie sommer so van skool daar af, nee. Probeer dit net. Dis nie so sleg nie, man. Probeer net. Almal doen dit en jy gaan niks oorkom daarvan, jy net probeer nie. Dit so menige verslawing begin met drank of met dwelms of hoe ook al. Want jy het geluister na daai stemmetjie van die Satan wat gesê het, ag, dis nie so erg nie. En dan kry jy voet in die deur. Met allerlei verslawing soos pornografie, dobbel, kos, verslawing aan marmakoeters, allerlei verslawings wat ons as mense het, waarmee hy ons eintlik so gevange hou, dat 'n mens voel jy kan nie loskom daaruit nie. En dan kry jy sy voet in die deur met slegte gewoontetjies wat 'n mens langs die pad ons aanleer, en wanneer mense jou daarop wys, dan, dis wie ek is, so gemaak en so laat staan, vat my of los my net soos wat ek is. Maar dan maak jou ore doof
vir medegelowiges wat jou probeer reghelp, en sê dit waarmee jy besig is, jou optrede maak dat jy besig is om jouself te distansieer van ander mense, en dat ander mense draai jou om jou begin loop. As jy wonder hoekom, luister 'n bietjie wat jou medegelowige sê. En een van sy favorites is, moenie vergewe nie. Koester daai wrok, bedink daai wraak, want daardie persoon verdien nie om vergewe te word nie. Daardie persoon moet jy op 'n manier kan bykom om hom te wys wie is reg en wie is verkeerd, en hy is besig om daai sweer in jou te laat groei, sodat dit later ontplof binne in jou. En weet jy wie is die leidende party? Net jouself. En daarom sê Efesiërs 4:27, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Hoor wat sê Paulus hierso. Hy sê moenie die duiwel 'n vatkans gee. Met ander woorde, hy sê jy moenie toelaat dat die duiwel 'n vatkans in ons lewens kry nie. En die manier wat hy 'n vatkans kry is baie keer met klein sonnetjies wat ons wegsteek, waaraan ons vashou en dink, weet jy wat, dis nie so erg nie. God sal verstaan. Maar hoe verder 'n mens van God af lewe, hoe groter word die kans dat die Satan jou sal verlei en dat klein sonnetjies groot sondes word. Dat sonnetjies gewoontes word, dat gewoontes verslawing aan bepaalde sondes word. Ek probeer altyd vir die mense 'n soort van 'n visuele beeld daarvan skep. As jy in die weermag was, dan sal jy dalk beter verstaan. Dink jouself 'n weermagkamp wat omheen is met hierdie drade en goed. In die middel is hoofkantoor met die generaal wat daar in die middel sit en al die manskappe rondom hom. Hoe nader jy in die middel is, hoe minder die vyand kans om sy hand deur die heining te steek en jou te gryp. Maar hoe verder jy van die hoofkwartier af weg beweeg na die grensdrade toe, en hoe meer jy deur die grensdraad begin kyk, en hoe meer jou hand deur die grensdraad begin steek, hoe makliker kan die Satan jou gryp. Hy's aan die kant die grensdraad, nie fout maak nie. Maar hy probeer 'n vatkans op jou kry, hoe verder jy van God af beweeg. En die duiwel hou jou in sy greep. As jy eers 'n vatkans op jou gekry het, hou hy jou in sy greep totdat jy jou sondes kan raak sien. Totdat die Heilige Gees jou oortuig van jou sondes en jy dit bely en berou daaroor het en daarmee breek. Daarom sê Efesiërs 4:22, hou dan op soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Maak 'n skoon breek, kom weg van die grensstraat, keer terug na God toe. En daarom sê Johannes 1:9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die sonnetjies wat ons so gehuisves het, ons dit bely kom God en hy vee dit uit ons lewens uit. Soms gee mense ook onbewustelik hou vas vir die Satan. Wanneer jy gee vir my 'n plek in jou huis, deur afgodsbeeldjies wat jy in jou huis het. Toe ek op 'n oorseese toer was ons in Israel en in Egipte en Turkye. En daar in Egipte het die toermaatskappy vir ons almal so 'n beeldjie gegee van Nefertiti. Sy's 'n Griekse, Egiptiese afgod. Koningin. Right. So ek het die beeldjie huis toe gebring, saam met 'n paar papierrolle. En jy sal nie glo hoe die Satan ons aangeval het op grond daarvan, totdat ons van die goed ontslaag geraak het nie. En baie keer kom jy in mense se huise en sien jy veral Boeddha beeldjies, wat hulle was op 'n oosterse toer gewees, pragtige beeldjies, lyk so mooi, so goue beeldjie, sit hom in die huis,
en dink niks verder daar nie. Maar wat eintlik wat jy doen is, jy skep 'n tempeltjie in jou huis vir daardie afgod. Raak ontslae daarvan. Raak ontslae daarvan. Moenie vir die duiwel 'n vatkans gee nie. 4de punt. Weerstaan die duiwel. Petrus sê vers 9, bly standvastig in die geloof en staan hom teen. Moenie fout maak nie. Die duiwel is sterk. Hy is nie verniet in staat daartoe om hierdie geweldige vernietigende werk te doen nie. Hy is baie sterk. Maar Christus is nog sterker. Matteus 28 vers 18 sê Jesus, aan my is alle mag in hemel en aarde gegee. Ook die mag oor die bose magte en oor die Satan. Die Satan moet ook buig onder die gesag en mag van Jesus. Bang vir die duiwel? Dan weer ding. Jesus is sterker as die duiwel. Alle mag is in hom gegee. Want hy is die oorwinnaar. Aan die kruis het hy reeds oorwin en Paulus skryf Kolossense 2 vers 15. Christus het die owerhede en die magte ontwapen en hulle in openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Hy sê aan die kruis het Jesus die bose magte en die Satan die nekslag toegedien en hy het hulle gaan vertoon as die verloorders, die losers in hierdie wêreld. So wanneer mense begin dink, weet jy wat, as ek met die Satan heel, dan gaan ek al hierdie magte kry om dinge te kan doen wat bonatuurlik is. Hou net een ding. Christus het die bose magte die nekslag toegedien. Hy het hulle oorwin. Hy is die oorwinnaar. Alle mag behoort aan hom. Die duiwel is 'n verslaane vyand. 1 Johannes 3 vers 8 sê, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Hy het gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Die duiwel brul, soos brul die leeu, maar hy is in 'n ketting. Want die mag behoort aan God. Hy kan versoek, maar hy kan nie beheer oor God se kinders neem sonder weerstand nie. Want sê 1 Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. God wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Hoor julle dit? God is groter as die duiwel. En daarom kom Petrus aan moedig ons aan en hy sê, staan die duiwel teen, moenie hom 'n vatkans in jou lewe gee nie. Jakobus 4 vers 7 sê, staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. Kan julle dit dink? Dat die duiwel met al sy mags vertoon, sterk tussen die bene van jou sal wegvlug, wanneer jy die krag van die Here hom teestaan. Daarom sê Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 11, hy sê, verder nog dit, soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op die pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. En daarom moedig Petrus ons aan, staan vas in die geloof. Staan vas in wie en wat jy in Christus is, in jou identiteit. Onthou julle, die hele Petrus gedeelte gaan oor ons identiteit. God het ons uit genade gered, hy het ons by die naam gekies en uitgekies. Hy het vir my en jou gesê, ons is kosbaar genoeg om sy kinders te wees. Hy het ons heilig verklaar, hy het ons in diens geneem om die goeie nuus aan mense te verkondig, koninklike priesterdom. Dis wie en wat ons is. Ons is uitverkore kinders van God. Ons is deel van die huisgesin van God. Hy het vir ons by die naam geroep. Daaraan moet jy vashou. En nou kom God en hy gee vir ons al hierdie magtige wapens
om die Satan te beveg en teen te staan in sy krag. En een van die magtigste wapens wat God vir ons ooit gegee het, is Efesiërs 6 vers 18 gebed. Hy sê, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig. Gebed is die kragtigste wapen om die Satan sterktes in die bene van jou af te laat wegvlug. En daarom moet ons ook as gemeente, as gelowiges, as individue, baie meer waaksaam wees en bid in die krag van die Here. Want hierin lê ons sterkte, hierin lê die oorwinning. En dan natuurlik die woord van God, die kragtige effek van die woord van God, waarmee jy jouself moet bewapen. Dit is hoekom vir julle vra, bring asseblief julle Bybels en bring pen en maak aantekeninge en skryf daarin. Want toe Jesus versoek is, het hy telke male vir die Satan gesê, daar staan geskrywe. God sê in sy woord, Satan, bly weg. Satan, shut up. Want God sê in sy woord. En daarteen kan jy nie stry nie. En daarom is dit nodig om die woord te lees en jy moet jouself eintlik aanleer om van die versies neer te skryf, teen die yskas op te plak, dit in jou kop uit leer. Onthou julle in die sonnaskool in die ou dae het ons nog teksversies geleer, onthou julle dit? Wat 'n goeie ding was dit net nie. En ons moet aanhou om dieselfde ding te doen, om onsself te bewapen met die woord van God. En dan met onderskeiding, met die kennis van die woord van God, moet ons die lig op die duisternis laat skyn. Efesiërs 5 vanaf vers 9 sê, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra jouself voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Want alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Ons word geroep om die leuen te ontbloot. Ons word geroep om die praktyke van die duisternis, die taktiek van die Satan te ontbloot, sodat mense die vyand kan raak sien en kan herken. Kragtige wapens wat God vir ons gee om die vyand te beveg. En daarom mag ons nooit as gemeente of as individu, as gelowiges 'n lewe lei asof ons die verloorders is nie. Ons mag nie 'n lewe lei asof ons geen toekoms het nie, of alles verlore is, soos wat mense graag vir ons wil sê, ag, alles in hierdie land gaan ten gronde, alles is verlore, asof daar nie 'n God is wat in beheer is nie. En daarom kan ons nie na ons gemeente kyk en sê, wat gaan van ons gemeentetjie word in die toekoms nie, asof ons in die hande van die Satan is. Ons is in die hande van die almagtige God, skepper van hemel en aarde. En daarom gemeente, moet ons lig loop vir die taktieke van die Satan, wat probeer om verdeeldheid te skep, skeuring, verdagmakery, skinder, alles om te probeer om ons te ontmoedig, om deel te wees van die liggaam van Christus. Alles daarop gemik om te maak dat ons sê, weet jy wat, is dit nog die moeite werd om vir God te dien. Onthou wie en wat ons is. Onthou jou identiteit in Christus, heilige. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra, moet asseblief nie ophou bid vir ons gemeente nie. Ek wil ook vir jou vra, moet asseblief nie ophou om jouself te bewapen met die kennis van God se woord nie, sodat jy kan weet wat reg en verkeerd is. Moet asseblief nie ophou om die lig op die duisternis te laat skyn en die kwade te ontbloot nie. Want onthou wat 1 Petrus 5 sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel,
loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Ek en jy is in sy vizier, op soek om iemand te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan ook huis toe met sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.